Goeienaand broers en susters, welkom by die huis van gebed. Baie welkom aan elkeen van u. En mag die Here vir u seën, mag jy 'n wonderlike dag gehad het vandag. En baie dankie dat jy inskakel by huis van gebed. Dis 'n voorreg en 'n eer om vir die Here iets te doen, om vir die Here net dankie te sê. Weet, daar is so baie maniere hoe ons die Here kan bedank. En ek dink baie maal dink 'n mens dit wat jy doen is so min. Ek sal so graag meer vir die Here wil doen, maar op die huidige oomblik is dit al hoe ek kan uitreik na die Here toe. En dan met kruisloop wat ons ook doen om die evangelie so te verkondig. Maar tans is ons alles besig, ons probeer ons beste om te kyk wat kan gebeur en waar kan ons meer mense bereik vir die koninkryk van die Here om die evangelie uit te dra. Ek dink die groot behoefte wat in my hart is, kom ons bid dit gou saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde, dankie vir u krag en die genade, Here, dankie vir die Heilige Gees wat lewe, en Here, laat u werklik waar vanaand die spreker sal wees en ek net die instrument in die hande. Here, ek wil vir u loof en prys en sê dankie vir die huis van gebed, Here. Dankie dat u sodoende die evangelie vir Jesus kan uitdra, en Here, elke oor wat dit hoor, mag u hulle seën, mag u salwing op hulle rus, en mag hulle besef die grootheid van ons God. Hoe groot is u? Here, ek loof en prys vir u, en ek bid vir elkeen wat siek is, Here, laat u hulle se aanraak, elkeen wat ontstel voel, elkeen wat nie wel is nie, Here, laat u by hulle sal stil staan en hulle se aanraak, Here. Ek sê, ek gee vir u al die lof en die prys en die eer daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ja, nee, dis net so lekker, weer mense raak so opgewonde in die dinge van die Here. Ek sê vir Karen, as ons besig met Bybelstudie, dit voel baie daar net, dat 'n mens wil nie ophou praat oor die dinge van die Here nie. Dis, ek dink die kinders in die sonneskool sê dit borrel in my, en ja, die Gees van God borrel werklik waar in my, dis soos die woord sê, dis soos 'n lewende fontein van lewende waters wat uit my mond uitkom. En ja, dis ongelukkig laat u nou aan die ander kant van die seker nou van die op die selfoon of op die skerm van die TV dit miskien ervaar, maar ek bid dat die salwing van God net deur dit sal beweeg in die naam van Jesus Christus, en dat die Gees van God sal deelagtig raak, dat hy sal voel hoe heerlik is dit om 'n kind van die Here te wees, die seën van God op 'n mens se lewens rus, en dan voel 'n mens half skuldig, weet jy, ek sit nou en ek en Karel sit en gesels, en ek besef dat dit kom net in my hart en op. Die Here sê, gee ons werklik waar ons beste vir die Here, want hy het sy beste vir ons gegee. Broers en susters, kom ons dink net 'n oomblik daarna, gee ons werklik waar ons beste, nie die tweede beste nie, ons beste wat ons het vir die Here. Ek lees daar waar Abraham, toe die Here en 2 engele by Abraham gekom het, en Abraham vir hulle gesê het, om in te kom, daar onder die terpentynboom te sit, en het ingehol na Sara toe, vir Sara gesê, kry die beste meel, nie die gewone meel nie, kry jou beste meel, en maak die beste, alles wat jy doen vir die Here, doen dit die beste wat jy kan, op die beste manier wat jy kan, nie die tweede beste nie, my broers. Die Here het sy beste vir ons gegee. Kom ons begin lewe en gee vir die Here die beste uit ons lewe uit. Al is dit nie so goed soos jou medebroers en susters nie. Ek sê mos, die dag toe die Here vir my gekies het om 'n prediker te wees, het hy vergeet, ek kan nie sing nie, en ek kan geen instrument speel nie, maar ek dank die Here, ek kan bid deur die genade van God, deur die Heilige Gees, en ek kan die woord van die Here bedien, en ja, ek is dankbaar vir dit wat die Here vir gegee het, want die
die beste vir my gegee wat hy vir my kon gegee het. En ek wil die beste uitdra wat die Here van my gegee het, wil ek die beste uitdra. En ja, verskoon tog gisterand, ek was regtig op moeg verby. En vanaand is ek net weer daai vonkel hier binne my, net weer die strome van lewende waters, die liefde van die Here wat wil uitborrel. En ek wil net so met u uit my hart uit praat. Weet toe die Here van Abraham sê dat oor 'n jaar van nou af sal hy terugkom en Sara sal 'n seun baar en Sara het in haar binneste gelag. Sy is dan so oud, hoe kan sy, en sy sal oor die tyd van 'n vrou om te kan baar. En die Here sê vir haar, hoekom lag sy? En sy sê, nee, maar sy het nie gelag nie. En die Here sê, maar jy het. My broers, en ek besef toe, daar is niks wat ons kan doen wat God nie weet nie. Wie al bedink ons dit net. Sara het aan haar binneste gelag en die Here het haar geweet sy lag. Alhoewel hy nie gesien het, het hy geweet sy lag. En 'n jaar later toe die Here gekom het, was dit soos wat hy gebeveel het dit sou wees. En dis hoekom ek sê, broers en susters, kom ons gee ons beste vir die Here. Weet jy, die Here wil hê dit wat hy vir ons gee, moet soos afvalpapier op die ashoop gaan gelê word nie, weggegooi word nie. Weet jy, baie mense dink dat dis nie wat u of ek miskien van die Here gevra het nie. En ons waardeer dit nie in die sin van, Here, ek het eintlik iets beters verwag nie. Kom ons aanvaar alles wat die Here vir ons gee met blydskap. En as ons 'n seëning uit die hande van die Here ontvang het, kom ons gaan eers terug na die Here toe en sê vir die Here, dankie vir die blessing wat hy in u in my lewe gegee het. Kom ons gaan heel eers terug na die Here toe om hom dankie te sê. Weet jy hoekom? Want hy sê, dan kan jy my herinner aan my beloftes, want dit is 'n belofte wat God aan ons gedoen het. Dan kan ons God herinner aan die belofte. As God jou iets beloof het, dan hol jy terug na die Here toe, dan hardloop jy terug na die Here toe. Heel eerste. Jy gaan na niemand anders toe nie, jy gaan reguit na die Here toe en sê, dankie Here vir dit wat U in my lewe gedoen het. Maak nie saak hoe groot of hoe klein my broer, my suster, kom ons wees dankbaar vir dit wat die Here in ons lewe doen. Kom ons wees opgewonde vir die naam van Jesus. Hoeveel mense word toch regtig opgewonde as jy net die naam van die Here hoor? As jy net hoor iemand praat van Jesus. As jy net iemand hoor oor die dinge van die Here praat, raak jy nog opgewonde? Is daar nog 'n opgewondenheid hier binne in jou wat ek wil net meer weet van die Here? Verskoon my Afrikaans, ek het altyd gesê, Here, as dit by U kom, wil ek 'n vraat wees. Want ek kry nooit genoeg van die Here nie. Ek wil regtig net meer hê vir die Here. En ja, ek meen soos die jare aanstap, seën God my nog elke dag met gesondheid, met wysheid, met openbaring. Ek is so dankbaar teenoor die Here dat hy is nie aannemer van 'n persoon nie. Die Here gee vir ons almal wat ons harte verlang. En as die Here eenmal sê nee, kom ons aanvaar dit, want die Here het 'n doel daarby. En baie maal sê die Here ja, en dis wanneer jy dat die Here toe moet hardloop. En al het die Here gesê nee, hardloop nog steeds na die Here toe en sê Here dankie. Al het hy nou wel nee vir my gesê, Here dankie, want U weet wat is die regte ding. U sal dit doen op U tyd, op die regte tyd. Jesus is nooit te laat nie, hy is altyd op tyd. Weet hoe Lazarus gesterf het, toe sê hulle, Here, as U net vroeër hier was, my broers al 4 dae dood. Jesus was nie te laat gewees nie. Maak op hy graf. Lazarus kom uit. Die Here is nooit te laat, my broers en susters. Die Here is altyd op tyd. Party, miskien is U graf, voel dit vir U of U grafsteen toegerol is. Bid tot die Here en sê, Here, en die Here stuur sy engele om daai grafsteen weg te rol. Laat die lig op jou oor U lewe kan skyn. En as jy teruggeval het, miskien begin verkoudheid in die geestelike lewe, in die goddelike lewe. Net vir die Here, het is Here, sorry. Jammer, Here. Die wêreld, vir al die duiwel is so belustig, omdat hy weet sy tyd raak so min op.
En hy weet die koms van die Here is naby, want alles, die natuur en alles, is daar besig om saam te speel. En alles roep uit. En hy weet sy tyd raak min. En hy sal met alles kom om iets in myself te besteel van die heerlikheid wat God vir ons wil gee. En ek dink aan Abraham wat met die Here gepraat het, gesê, Here, as daar net 50 mense, gelowige mense, in Sodom en Gomorra is, moet hulle nie uitwis saam nie. Toe sê die Here, ek sal nie. As daar 50 mense is, sal ek die land spaar. En so het het na 40, na 30, na 20 en na 10 toe gegaan. En Abraham het besef, dat daar is niemand, wat regverdig is daar binne nie. Mense wat uitgeroep het na die Here, maar nooit gedoen het wat hulle gesê het, hulle sal nie. My broers en susters, as ons uitroep na die Here, en ons sê, Here, ons sal iets doen, kom ons doen dit, kom ons bly by ons woord. En ek sal so ver as moontlik van my kant af probeer, om so gereeld as moontlik 'n boodskap uit te stuur, wat soos vanaand wat die Here dit op my hart gelê het, dat as die belofte van die Here kom, dan moet die Here heeltyd herinner aan die belofte, en dankie sê vir sy belofte, wat as hy dit al reeds vir u gedoen het. En as hy vir jou gesê het, hy gaan vir jou iets doen, hou aan om die Here te remind, hou aan om die Here te herinner, Here, onthou, ek herinner u net, Vader, aan die belofte, ek herinner u net, ek weet my pa, as hy so aangehou neel het, dan sou hy later, as hy dit kon bekostig het, sou hy dit vir jou gedoen het. En as ons aardse ouers dit aan ons gedoen het, of vir ons gedoen het, hoef het meer nie God nie, hoef het meer nie die Here nie, wat vir ons alles gegee het. Hy het vir ons die ouers gegee, wat ons so lief was voor, en so lief was vir ons, en vir ons die beste gegee het wat hulle kon. En so, kom ons hou by die woord, kom ons lees die woord van die Here elke dag, alles in net 1, 2 versies, probeer miskien 'n hoofstuk deurlees, dat 'n mens net nie die ding uit verwarring kry nie, laat jy nie die woord, want jy kan 1 skrif lees, en dan, as jy dan 2, 3 skrifte verder aan hoofstukke, verse verder aan lees, dan maak die ding vir jou sin. En probeer soveel as moontlik, nie te veel nie, van die Here, die woord sê, as jy die woord gelees het van die Here, moet jy dit bedink. Jy moet herkou soos 'n bees, jy moet dit bedink en herdink en weer dink en bedink. En voordat jy dit in jou mond uit kan spreek, moet ons die woorde van die Here bedink en sê, Here, dankie. Dankie, Here, dat u net die beste vir my gee. Nie die tweede beste nie, my broers en susters. Die Here gee sy beste vir ons. Kom ons gaan vanaand, en weer eens wil ek u net herinner daaraan om, as u gaan slaap, om met 'n gedagte van die Here in die bed te klim. En bedink dit wat u dan gelees het vanaand, terwyl u in die slaap raak. En weet u, as u môre vroeg wakker word, is dit die Here se wil is om, en u is nog gespaar môreoggend, want niemand van ons is gewaar word nie. Maar kom ons sê, maar ons word môreoggend wakker, met die genade en liefde van die Here. En jy klim met die bed uit, weet jy klim met 'n ander gemoed uit die bed uit, jy klim met 'n goddelike gemoed uit die bed uit. Dit voel net, Here, dankie. Dankie my God, dat ek saam met u in u rus kon gegaan het, dat ek net in die arms kon geslaap het, en geen vrees môre gehad het om met te oorval nie. En ek sê noudag vir iemand, hoekom wil jy bang wees om dood te gaan? Want ek meen, as jy doodgaan, dan wil ons mos by die Here wees, dis waarvoor ons lewe. So hoekom wil jy bang wees om te sterwe? Paulus sê, as dit vir hom afhang, sal hy eerder wil opgaan huis toe, as wat hy hier sal wil bly, maar hy sal hier bly, omdat as dit die Here se wil is om die evangelie meer uit te dra.
En ja, as dit die Here se wil is, dat ek nog kan langer aanbly, om die evangelie van die Here uit te dra, wat hy nou op my ou dag vir my sê, Ben, dis nou tyd vir jou, want my vrugtange ryp in die bome, en jy moet hulle pluk. Moenie laat hulle val nie, want as 'n vrug val, ons almal weet wat gebeur met 'n geel perske, as hy val uit die boom uit, hy lê en vrot op die grond. Ben, wat sê jy, my broer en suster, as ons val uit die hande van die Here uit, en ons val in die hande van die vyand, dan gaan ons hel toe. En ek dink dis wat die Here vir my die aand gesê het, is Ben. En soos ek gesê het, weet, oral waar jy aanklop en aanvra, dan sê hulle, jy's te oud, jy's op pensioentyd. Maar ons is nie te oud vir die Here nie. Ja, ons moet die Here dien, totdat ons huis toe gaan. Ons moet vir God instrument wees op hierdie aarde, totdat ons huis toe gaan. Sodat die Here ook kan trots wees op ons, en sê, welgedaan, met dit wat die weinig wat ek jou gegee het, wat jy gedoen het. Met die minste wat jy gekry het, het jy die beste daarvan gemaak. Kom ons wees dankbaar, en kom ons verbly onsself in die Here, en kom ons gee net ons beste vir die Here. My broers en susters, ja, ek is nou nie iemand anders nie, ek is net Ben Arnold. Dis wie ek is, dis vir die Here, vir wie die Here gered het, en ek is regtig so opgewonde, en so lief vir die Here, en ek wil net praat oor die dinge van die Here. Maar partymal moet 'n mens besef, dit is genoeg. Dit is genoeg om te herkou, dit is genoeg om aan te dink. Om te dink, Here, laat ek net my beste gee. Ben, is dit jou beste jy kon gee? En my oogpunt het ja, sodat u kon verstaan. Ek is net Ben, ek is nie 'n professor nie. Ek is net 'n kind van die Here, wat praat soos 'n kind van die Here, sodat u kan verstaan. Dat u nie nodig het om 'n woordeboek na te trek, om te beskyk, wat beteken die woorde nie. En ja, ons almal maak foute. Ek het erg, volgend toe ek die boodskap sien, en is klaar weggestuur, toe besef ek, daar is geen manier wat ek daai boodskap kan terugtrek, om die foute reg te maak nie. Dit is klaar uitgestuur, my broer en suster. Wat sê dit vir jou, Ben? Dit sê vir my, maak seker, dat dit wat jy sê, die regte woorde is, want as ek het gespreek het, kan ek dit nie terugtrek nie. As ek het geskryf het, en gesê het, enter, dan is dit weg. Ek kan dit nie terugroep, en gou regmaak nie. Dit is klaar uitgestuur. So broers en susters, die liefde van die Here is klaar uitgestuur vir u en vir my. Kom, en al wat die Here vra is, maak jou hart se deur vanaand vir my oop. Sodat die Here vanaand saam met u kan inkom en 'n goddelike maaltyd hou. Laat u kan opgewonde raak in die dinge van die Here. Prys die Here, ek is sommer, ek is so excited hier waar ek sit. Dit borrel nie net nou hier binne my nie, dis soos branders wat opstoot. So my broers en susters, geniet die Here, wees, laat almal net weet, jy is 'n kind van die Here. Amen. En ek het nou vroeër, kom ons bid weer saam net. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord. Dankie Here, laat ons kan uitroep in genade, en te sê, dankie Here vir die genade en die liefde en die vreugde. Dankie Here, laat ons kan opgewonde wees soos kinders van God. Here, laat ons soos 'n Dawid vanaand kan wees om te dans en jubel voor die ark, om nou die naam van die Here uit te roep. En Here, dan wil ek ook vra, my God moet nooit die salwing van ons lewens af wegvat nie. Here moet nooit die Heilige Gees uit my lewe uitvat nie, uit my boeties en my sissies se lewens uitvat nie. Laat die salwing in ons lewens bly. Laat hierdie kragbron van God die binne in ons net sterker word, Here. Laat verskoon my taal, die voltage, ek weet nie wat dit is, die voltage net meer kan raak. In plaas van 'n 12 volt, laat ons 'n 24 en 'n 36 en 'n 48, laat ons net meer krag vir die Here kan uitstraal. Kom ons wees nie net tevrede met dit wat ons het nie, kom ons vra die Here vir meer. En Vader, ek sê vir U dankie daarvoor. Dankie my God, dat ons U kan herinner vir meer. Dankie my God, dit maak nou nie saak wat ons vra nie en wat U vir ons gee nie. Ons is dankbaar daarvoor, Here. En ons eer U
vir alles wat U vir ons doen. En al die lof en al die prys en al die aanbidding kom aan U toe, my God. Here, want U is wonderbaar. U is raadsman, sterke God en vredevors. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Baie dankie, Here. Amen. My broers en susters, Shalom. Die Here seën vir U en wees opgewonde in die Here. En ja, as U my dalk eendag langs die pad sien, prys die Here, ek eer vir U. En ja, mag dit wees soos wat U hartsbegeertes vanaand is en die Here seën vir U. Amen.